Goeiemôre. Ons gaan vandag aandag gee aan bankrekonsiliasie wanneer die vorige maand se bankrekonsiliasiestaat voorsien word en ons die kontantontvangste en kontantbetalingsjoernaal se totale aan die einde van die maand het. Eerstens moet ons gaan kyk of die inskrywings wat ons op die vorige bankrekonsiliasie aangedui het, wat nog uitstaande was in die bank se boeke, of dit nou aangeteken is sodat ons dit kan afmerk. Daar's 'n uitstaande deposito van 920 en hulle sê vir ons dit verskyn op Junie maand se bankstaat. Dan is daar 'n cheque vir 100, so ons kan hom afmerk, en daar's 'n regstelling wat die bank moes gemaak het van R80. So 3 van die 4 inskrywings wat hulle moes doen is reeds gedoen. Ons sal nou na cheque nommer 511 moet kyk om te sien of hulle vir ons addisionele inligting gee oor hierdie cheque en of ons dit net in die volgende bankrekonsiliasiestaat weer moet toon. Op 30 Junie toon die bankstaat 'n kredietsaldo van 3358. Ons gebruik altyd die eindsaldo op die bankrekonsiliasiestaat as ons beginsaldo. So dit beteken waarmee die bank geëindig het op die bankstaat, sal die saldo wees waarmee ons sal begin in die bankrekonsiliasiestaat, sodat ons die addisionele inskrywings kan voltooi en kyk of alles sal saldeer as ons alles reg gedoen het. So ek gaan op my bankrekonsiliasiestaat begin met 'n kredietsaldo van 3358. En ons begin hier met ons bankrekonsiliasiestaat en ons toon dat daar 'n saldo aan die einde van die maand is. 'n Kredietsaldo toon dat dit 'n gunstige banksaldo is, want in ons boeke is die bank gunstig aan die debietkant, aan die bank se boeke is ons rekening gunstig aan die kredietkant. In die kontantontvangste joernaal sal ons begin met die totale wat hulle vir ons gegee het aan die einde van die maand, en in die kontantbetalingsjoernaal sal ons ook begin met die totale wat vir ons voorsien was aan die einde van die maand. 'n Vaste deposito by Absa vir 6000 het verval en die bedrag plus rente vir 6 maande teen 6% per jaar is direk in die bankrekening gedeponeer. Dit beteken die bank het alreeds die inskrywing voltooi. Ons moet dit nog voltooi, want ons het nie van die inskrywing geweet voordat ons bankstaat ontvang het nie. In die kontantontvangste joernaal sal ons wys dat 6180 ontvang is, wat die saldo in die bank sal meer maak. Dit bestaan uit die 6000 wat na die vaste deposito rekening oorgeboek sal word, en dan die rente wat ons sal bereken teen 6000 maal 6% maal 6 op 12, en dit gee vir my R180. 'n Cheque van 400 wat vanaf Steyn ontvang is vir kontantverkope op 15 Junie is deur die bank teruggestuur weens onvoldoende fondse. Ons sal dus hierdie cheque in die kontantbetalingsjoernaal moet kanselleer, want toe ons die cheque ontvang het, het ons dit in die kontantontvangste joernaal aangeteken. In die kontantbetalingsjoernaal sal ons wys dat daar 'n VT-cheque van H. Steyn is vir 400 en dat hy nou vir ons hierdie R400 skuld. So alhoewel dit kontantverkope was, kan ons nie verkope kanselleer nie, want ons het die goed verkoop. Ons sal moet aandui dat hierdie persoon die geld nou vir ons skuld, en ons sal moet probeer om hierdie geld by hom te verhaal. As ons na 'n paar maande sien dis onmoontlik om die geld uit hom te kry, sal dit as oninbare skuld afgeskryf moet word. Bankkoste volgens die bankstaat is R40, so ons gaan hierdie R40 in die KBJ moet aanteken om te wys dat ons 'n uitgawe het vir 40, en dan is daar ook 'n aftrekorde vir 80, wat aan Sanlam uitbetaal is vir versekering, en ons sal dit ook in die KBJ aanteken. Ons sal dus in die KBJ aantoon dat ons van Netbank die bankstaat ontvang het, en dat daar 'n uitgawe van R40 is, die geld in die bank sal verminder met 40. Dan is daar 'n cheque uitgemaak aan Sanlam, en die bank se saldo sal verminder met 80, en ons het 'n uitgawe van R80.
Cheque nommer 535 vir R81 en 538 vir R110 kom nie op die bankstaat voor nie. Dit beteken ons het alreeds hierdie checks binne in die KBJ aangeteken. Die persone aan wie die checks uitgereik is, het nog nie die checks gaan wissel by die bank nie, so die bank sal in die toekoms hierdie geld moet uitbetaal. Daarom gaan ons dit op die bankrekonsiliasiestaat aanteken. Wanneer ons checks uitreik, kom dit aan die kredietkant van die bank se rekening, so die bankstaat sal dit aan die debietkant getoon word. Daarom sal ons dit aan die debietkant van die bankrekonsiliasiestaat aantoon. Goed, so ons het uitstaande checks wat hulle nou vir ons gegee het vir R81 en R110. Weens die feit dat voorraad beskadig is die uitbetaling van cheque nommer 540 vir R100 ten gunste van Olivetti Bank vir die aankoop van voorraad gestop. So ons het vir die bank gesê, hulle moenie hierdie geld uitbetaal nie, omdat ons nie tevrede is met die voorraad nie, maar ons het geen inskrywing voltooi nie. So dit beteken, ons moet nou gaan toon in die KOJ dat hierdie cheque gekanselleer moet word. In die kontantontvangste joernaal dui ons aan dat die cheque wat vir Olivetti beperk uitgereik is, gekanselleer gaan word. Daarom het ons nou R100 meer in die bank en ons skuld dan R100 aan die krediteure. Totdat ons hierdie probleem met hulle kan oplos en dan of die goed vir hulle terugstuur of die addisionele goed kry of afslag kry by die krediteure omdat ons nie tevrede is nie. 'n Deposito van R2500 wat ons op die laaste dag van die maand gedeponeer het, kom nie op die bankstaat voor nie, omdat ons boeke aan die einde van die maand afsluit en die bank sluit hulle boeke 'n paar dae voor die einde van die maand af, sodat hulle nog tyd het om die rekeninge na die kliënte toe te stuur. Hulle sal dus eers hierdie deposito aan die begin van die volgende maand op die nuwe bankstaat toon. Daarom sal ons moet wys dat daar 'n uitstaande deposito is wat nog deur die bank in die toekoms gedoen moet word en ons sal dit op die bankrekonsiliasiestaat aanteken. Daar is dus 'n uitstaande deposito op die bankrekonsiliasiestaat van R2500. Cheque nommer 541 wat ons aan Pretor uitgereik het vir huur vir R400 het in die pos verlore geraak. Hierdie cheque moet nou gekanselleer word en 'n nuwe cheque moet uitgereik word. Dit beteken ons moet die cheque gaan kanselleer in die kontantontvangste joernaal. So dit gaan ons eerste inskrywing wees om te wys in die kontantontvangste joernaal kanselleer ons die cheque vir R400 en dit beteken ons verminder die huur met R400. Dan gaan ons addisioneel 'n nuwe cheque uitreik. Dit beteken ons gaan hierdie nuwe cheque aanteken in die KBJ. In die KBJ wys ons dat daar vir Pretor 'n cheque uitgereik is. R400 word verminder in die bank en ons betaal nou weer die huur van R400. Omdat hierdie cheque nou net uitgereik is, beteken dit hierdie cheque kon nog nie gewissel wees by die bank nie, so ons gaan 'n derde inskrywing moet doen om te wys dat daar 'n uitstaande cheque van R400 is. So my eerste inskrywing vir hierdie spesifieke transaksie is in die kontantontvangste joernaal om die cheque te kanselleer. Tweedens word daar 'n inskrywing in die kontantbetalingsjoernaal gedoen om 'n nuwe cheque uit te reik. En derdens sal ons op die bankrekonsiliasiestaat toon dat daar 'n uitstaande cheque is, want die persoon kon nog nie hierdie cheque gewissel het nie, omdat dit sopas uitgereik is. Ons het nou al die addisionele inligting in ag geneem wat hulle vir ons gegee het. So daar's nog een inskrywing waarna ons altyd moet gaan kyk as ons by die einde van 'n vraag kom, en dit is al die inskrywings in die vorige bankrekonsiliasiestaat afgemerk. In hierdie vorige bankrekonsiliasiestaat het ons nog een cheque wat nie afgemerk is nie. Dit beteken hierdie cheque 511 is nog nie by die bank ingegee vir betaling nie, en hulle het nie vir ons addisionele inligting gegee om te sê die cheque is verouderd of die cheque het weggeraak of enige ander inligting nie. Daarom moet ons aanvaar dat hierdie cheque is nog 'n geldige cheque wat in die toekoms deur die bank uitbetaal gaan word. So ek moet hierdie R105 weer eens op my
bankrekonsiliasiestaat wys as 'n uitstaande tjek. En op hierdie bankrekonsiliasiestaat wys ons nou die R105 van die tjek wat van die vorige bankrekonsiliasiestaat af oorgedra word. Ons gaan nou ons kontantontvangste joernaal en kontantbetalingsjoernaal se totale optel en dit oorboek na my bankrekening. Die totaal in die kontantontvangste joernaal van die bankkolom is 16.719 en ons sal dit toon aan die debietkant van my bankrekening. My totaal in die kontantbetalingsjoernaal is 12.590 en dit sal aan die kredietkant van die bankrekening aangetoon word. En dan kan ons die bankrekening saldeer om te bepaal wat is die saldo. En hierdie is nou 'n debietsaldo van 5.162 wat 'n gunstige saldo is want ons het nou geld in die bank. Hierdie saldo wat ons bereken het, moet nou oorgedra word na die bankrekonsiliasiestaat aan dieselfde kant as wat die saldo afgebring is. Ons sal dus die debietsaldo volgens die bankrekening aan die debietkant toon, omdat die saldo aan die debietkant afgebring is. Wanneer ons nou hierdie bankrekonsiliasiestaat se kolomme optel, behoort albei hierdie totale dieselfde bedrag te wees. As dit nie dieselfde is nie, beteken dit daar nog 'n fout is wat reggestel moet word. Wat het ons geleer? Bepaal eerstens of die inskrywings in die bankrekonsiliasiestaat van die vorige maand in die huidige bankstaat voorkom. Indien 'n inskrywing nie op die bankstaat voorkom nie, moet dit weer op die bankrekonsiliasiestaat van die huidige maand aangeteken word. Inskrywings in die bankstaat wat nie in die joernale aangeteken is nie, sal in die joernale aangeteken moet word, want dit beteken die besigheid het nog nie daardie transaksies voltooi nie. Inskrywings wat in die joernale aangeteken is, maar nie op die bankstaat voorkom nie, moet in die bankrekonsiliasiestaat aangeteken word, aangesien die bank nog nie hierdie transaksies voltooi het nie. Nadat die banksaldo in die bankrekonsiliasiestaat aangeteken is, aan die kant wat die saldo afgebring is in die bankrekening, behoort hierdie twee totale dieselfde te wees.